Die kwessie vir die Christen is nie of jy uitdagings en moeilike omstandighede gaan kry nie. Die kwessie is, wat doen jy in dit? Wat 'n besluit neem jy in moeilike omstandighede? En Psalm 25 wys ons wat ons kan doen. Hy gee vir ons 'n paar moontlikhede wat ons kan doen. So vandag gaan ek vers 3 behandel, maar ek wil graag vers 1, 2 en 3 vir ons lees. Ek lees uit die 2020, ek lees vir jou. Na U, Here, hunker ek. My God, op U vertrou ek. Laat my tog nie beskaamd staan nie. Laat my vyand nie oor my jubel nie. Ja, niemand wat op U wag sal beskaamd staan nie. Maar hulle wat sonder rede ontrou is, sal beskaamd staan. Ons bid net vir die woord. Vader, dankie vir die woord. My gebed is dat dit sal deurdring tot been en murg. Kom verander, kom haal uit dit wat nie hoort nie. En kom plant dit wat moet wees. In Jesus naam. Amen. Ons het gesê, net so vinnige agtergrond, 2 weke terug, vers 1 het ons gesê, na U, Here, hef ek my siel op. Jy sal onthou as ek gesê het, om jou siel op te hef is om te sê, Here, hier is my alles. Ek gee jou my alles. Ek is in 'n krisis, ek is in 'n nood, ek het nie 'n uitgang nie, hier is my alles. Ek gee U my alles. Om hom vinnig op te som. En toe het Stefan verlede week gepraat en hy klem gelê op om op die Here te vertrou. Jy moet op die Here vertrou, jy moet kan staat maak. En wanneer jy op hom vertrou, gaan jy nie beskaamd staan nie. Nou vandag sê Dawid in vers 3, niemand wat op U wag sal beskaamd staan nie. Nou ons het gesê in vers 1 dat deel van jou siel ophef is ook om te wag vir die Here. Ek het dit bespreek en ek gaan dit vandag net weer so vinnig noem want dis nuwe mense wat hier sit en ek weet hier is ook 'n paar wat vergeet het. So ek wil jou weer verduidelik wat dit beteken om op die Here te wag. Maar daar's 2 goeters en 2 sake wat ek wil uitwys van vers 3. 2 goeters wat jy moet vir my onthou. Ek wil jou wys wat gebeur met mense wat wag op die Here en ek wil jou wys wat gebeur met mense wat nie wag op die Here nie. Soos ons maar sê, soos ons in die Afrikaans praat, jy kry eintlik maar 2 tipe mense. Nee. Jy doen. Jy kry 'n mens wat wag op die Here en jy kry een wat nie wag op die Here nie. Dis maar eintlik waar dit neerkom. Dawid skryf hierso in sy moeilike omstandighede en hy sê dat hy op die Here wag. Onthou Dawid het mense wou hom net doodmaak. En hy was 'n nice man, hy was 'n nice ou. Hy was 'n man wat die volk gered het, hy het 'n Goliat oorwin. Hy kon 'n slingervel swaai. Hy was 'n koning. Hy was 'n man na God se hart. Maar hoekom wou die mense hom heeltyd doodmaak? Eers was dit Goliat wat hom wou vang, die Filistyne wou hom vang. Toe wou sy eie koning hom doodmaak. Menigte male het die koning hom gegooi met die spies of hom probeer raak gooi. En toe word Dawid uiteindelik koning. Kan jy dink, yes, ek het dit gemaak. Nie meer ouens wat my wil doodmaak nie. Ek is nou koning. As iemand my gaan doodmaak, gaan ek hom kry, nee. Dis hoe ek sou gedink het seker, want ek het nou mag. Niemand gaan my meer doodmaak nie. Maar ou Dawid, ek het vir hom nuus. Toe kom Dawid se eie seun en hy wou hom doodmaak, Absalom. Ek dink as ek Dawid was, sou ek heeltyd sê, wat gaan aan? Hoekom wil almal my net jag? Soos het ek 'n bullseye op my voorkop of iets op my rug wat sê maak my dood. En Dawid kon seker ek sou die vraag gevra het, Here, hoekom nou alweer dit? Hoekom moet dit nou alweer met my gebeur? Was ek nie getrou nie? Was ek nie 'n goeie koning nie? Ek weet ek het hierdie een klein foutjie gehad van Batseba, maar Here, U het vergewe. Here, hoekom nou nog dit? Maar Dawid doen dit nie. Hy blameer nie die Here nie. Hy sê nie, Here, hoekom doen jy dit nie? Nee. Inteendeel, Dawid roep tot die Here. Hy roep tot hom in nood. Ons doen dieselfde, nee. In oomblikke van krisisse, nie dieselfde as Dawid nie, maar in oomblikke van krisisse, in tye van groot uitdaging, dan roep ons baie keer tot die Here. Ons roep tot hom en sê, Here, help my asseblief. En dan gebeur daar iets. Iemand was siek, iemand was in die hospitaal, ons bid, dis genesing, ons sê, dankie Here. Dis reg, ons doen dit, ons roep uit tot die Here in tye van nood.
En is goed dat jy dit doen. Maar dan, baie keer gebeur iets en ons bid en dit werk nie uit soos ons beplan het nie. En dan sê ons nie meer dankie Here nie, maar dan sê ons, hoekom Here? Dan begin ons die Here blameer. Sodra goed nie uitwerk soos wat ons beplan nie, begin ons die Here blameer. Baie keer het ek al gesien, die Here werk in genesing, mense word genees, bonatuurlik. Ek het al gesien hoe die Here vir sekere mense in hulle besigheid finansiële deurbraak gee. Ek het al gesien hoe die Here gekom het en sekere verhoudings tussen pa en seuns kom herstel het. En dan sê die mense, halleluja. Prys die Here. Dit is fantasties. En ons sê saam, ons is die Here dankbaar. Maar dan sien ek hoe genesing nie kom nie. Ek sien hoe daar nie finansiële deurbraak kom nie. Ek sien hoe daar nie verhoudings herstel word nie. Sal jy nog steeds kan sing halleluja? Of sal jy sê, hoe kan jy dit doen? Dit is die doel van 'n krisis. Die doel van 'n probleem. Hoor wat ek vir jou sê, as daar een ding is wat jy onthou. Omstandighede is nie die Here wat op 'n wolkie sit en jou heeltyd met weerlig wil gooi nie. Omstandighede is om vir jou te wys, glo jy regtig? Moeilike omstandighede wys jou of jy regtig in die Here glo. 'n Krisis en 'n beproewing, soos ons dit ken, wys ons hoe eg ons geloof is. Want baie mense sal sê hulle is Christene as dit goed gaan. Maar as dit sleg gaan, en as dit nie uitwerk soos wat dit moet nie, jy sê, Here, maar dit het sleg gegaan en ek het gebid. Here, dit het swaar gegaan en ek het gegee. Here, ek het. En nou gebeur net niks en dan sê jy, maar Here, hoekom? Goed werk nie altyd uit, soos wat ek en jy beplan nie. Dit doen nie. Ek wens dit het. Maar dit doen nie. En 'n rede daarvoor is want wanneer dit nie uitwerk nie, sal jy nog steeds God Vader kan noem. Of nie. As jy God kan Vader noem, as jy nog steeds sê, Here, U is nog steeds my Here, al bly ek siek, dan sê ek vir jou verhouding is eg. As jy nie kan nie, dan is hy nie eg nie. Dit is waar Dawid homself bevind. Hy bevind homself waar sy eie seun agter hom aan is. Sy eie seun. En nie net sy seun het van sy eie manskappe gevat. Hoe dink jy gaan dit voel? Jy wat dalk 'n pa is, hoe gaan dit voel as jou seun heeltyd daarop, vir wie jy so lief is, en hy's heeltyd daarop uit om jou te kom vang en doodmaak met klomp van jou manne? Dawid wou hom nie doodmaak nie. Hy het getreur oor hom. Maar weet jy wat het Dawid gedoen? Die seun het op die einde van die dag sy lewe verloor. Absalom, nie? Maar Dawid het in die midde van sy krisis, al het dit nie uitgewerk soos wat hy wou nie, het hy uitgeroep tot God en gesê, Here, U wag ek nog steeds op. Hy is getrou. En God sê, as jy bly op hom wag, sal jy nie beskaamd staan nie. Dis nie 'n miskien nie, hoor. As jy aanhou op die Here wag, sal jy nie beskaamd staan nie. Nou kom ons praat net so 'n bietjie van wat dit beteken om op die Here te wag, want ek weet, daar is wat dit nie gehoor het nie, ek dink ons kan dit weer hoor. Om op die Here te wag, is nie 'n passiewe oefening nie. Dis nie soos jy hierso gestaan het en vir jou bruid gewag het nie. Dis nie so nie. Dis glad nie daai wag nie. Dis nie die wag wat jy daar so sit en jy wag vir jou gunsteling program om op te kom nie. Dis nie of daai, hulle sê die langste 30 sekondes is 30 sekondes in die mikrogolf. Dis nie daai wag waar jy wag vir jou kos of jou koffie om warm te word nie. Dis nie daai wag nie. Wag is nie passief nie. Wag is nie arms gevou nie. Dis nie wat wag beteken nie. Om op die Here te wag. Dis nie wat dit beteken nie. Dit kom van die Hebreëse woord kava. Kava beteken letterlik om 'n verwagting te hê. Die wat 'n verwagting het op die Here. Die 33, as jy 33 het, sê jy dit mooi. Die 33 sê, almal wat U verwag, sal nie beskaamd staan nie. Verwag jy God in die midde van jou krisis?
Verwag jy hom? Dis wat hierdie gedeelte sê. Hy sê jy moet 'n verwagting hê van God. En as jy 'n verwagting het van God, sal jy nie beskaamd staan nie. Dink byvoorbeeld as jy iemand nooi vir ete. Jy nooi iemand te sê kom eet bietjie hoenderburgers by ons. Jy gaan mos regmaak. Jy gaan seker maak die kinders stel hulle speelgoed op, die hoenderfilette is dalk uit die vrieskas uit. Jy doen 'n voorbereiding want jy het 'n verwagting dat die mense gaan kom. As jy nie daai voorbereiding doen nie, dan sê ek vir jou, jy het nie 'n verwagting dat die mense gaan kom nie. Dit is die konsep wat hier uitgebeeld word. Jy het 'n verwagting dat die Here jou gaan ontmoet in die midde van jou krisis of in die midde van jou uitdaging. Ons as 'n gemeente moet 'n verwagting hê dat die Here ons deur 2025 gaan dra ten spyte van uitdagings en onsekerheid. Dit is wat hy sê. Het jy 'n verwagting vir jou geloof? Het jy 'n verwagting vir Jesus Christus in jou hart? Het jy 'n verwagting om geestelik te groei? Het jy 'n verwagting om iets te doen vir sy koninkryk? Of wag jy net passief? Om 'n verwagting te hê, kom basies neer op 3 oefeninge wat jy moet beoefen. As ons sê ons wag op die Here, beteken dit ons vertrou die Here. Dis die eerste oefening. Ons vertrou die Here. Ek vertrou die Here in die midde van my krisis. Goeders val uit mekaar uit om my, dis moeilik, dis uitdagend. Goed werk nie uit soos wat ek wil hê dit moet nie, maar ek vertrou die Here. Dan beteken dit jy wag op die Here. Jy vertrou die Here vir wat? Ek weet nie, maar ek vertrou net dat hy vir my 'n uitkoms gaan gee. Die slegste gevoel vir my partykeer is om in 'n krisis te wees en ek het net nie 'n plan nie. Ek het nie 'n uitweg nie. Ek is gedruk in 'n hoekie met my rug teen die muur en ek weet nie wat se kant toe nie. Al wat ek doen is ek sê, Here, op U vertrou ek. Jy sien, om op die Here te wag beteken om op die Here te vertrou. En ek dink, soos ek laas genoem het, 'n groot rede hoekom ons nie God vertrou nie, is omdat ons nie God ken nie. Jy ken hom nie. Jy weet net, hy's 'n God daar bo ergens in 'n wolk, dis hoe jy hom sien. Maar ken jy hom? Ken jy hom persoonlik? Ken jy sy karakterseienskappe? Weet jy tot wat hy in staat is? Weet jy wat definieer hom? Wat maak hom God? As jy God ken, sal jy God kan vertrou. Numeri 23:19 sê dit so mooi, hy sê, God is geen man dat hy sou lieg nie, of 'n mensekind dat hy homself sou berou nie. Sou hy iets sê en dit nie doen nie, of spreek hy dit en dit is nie waar nie? Nee. Wat God sê gebeur. Herinner jouself aan God in die midde van jou krisis. Herinner wie hy is in die midde van jou depressie, in die midde van jou lyding, in die midde van jou finansiële onsekerheid. Herinner jou wie God is. Herinner jou in Amerika wie God is. Herinner jou om goddelose mense wie God is. Herinner jou dat hy heilig is. Herinner jou dat hy soewerein is. Herinner jou dat hy almagtig, alwetend, alomteenwoordig is. Doen jy dit? Of neem jy maar net God vanselfsprekend? Hy dryf net rond op die agtergrond. Dis nie die God wie ons aanbid nie. Die God wie ek aanbid is persoonlik en hy's betrokke. En as jy hom ken, dit is die doel van daai doktrines wat ons aanbied, sodat jy hom werklik kan ken. Want as jy hom ken, gaan jy hom kan vertrou. Wie van julle vertrou so maklike vreemdeling? Niemand. Maar as ek jou leer ken, sal ek jou vertrou. Om op die Here te wag beteken om op die Here te vertrou. Die tweede, en om op die Here te wag beteken om hom te soek. Om te soek. Dawid skryf dit so mooi, Psalm 27:4. Hy sê, een ding het ek van die Here begeer. Dit sal ek soek, dat ek al die dae van my lewe mag woon in die huis van die Here. Om die lieflikheid van die Here te aanskou en te ondersoek in sy tempel. Eenvoudig gesê, om die Here te soek, is om meer van die Here te wil hê. Ja, as jy by iemand gaan eet, né? En hulle bring vir jou 'n bord kos. En daai goed is gaga bord kos. Jy wurg dit af. Dit is moeilik en hulle vra vir jou was, jy sê heerlik. Jy weet?
Jy gaan nie maak soos Oliver Twist en sê, please sir, may I have some more nie. Jy gaan nie nog wil hê nie. Maar as jy gaan eet by die mense, en jy sê, joh, dis lekker, is roomys en sjokolade sous en Smarties en jy sê, joh, nog 'n skepie asseblief. Jy soek meer. Om die Here te soek, beteken om te sê, jy soek meer van hom. Kerk raak nie vir jou 'n plig nie. Dit raak vir jou vreugde. Jy soek meer. Om die Here te soek, beteken om te sê, ek soek nog van God. Dit is 'n dwaas wat 'n bietjie goud vind, en nie teruggaan na die myn, om die ander goud te gaan haal nie. Ons soek meer van God, want dit is waardevol vir ons. As God nie vir jou waardevol is nie, gaan jy hom nie soek nie. Daar is 'n goeie toets vir jou. Toets jou geloof. As God nie vir jou waardevol is nie, gaan jy hom nie wil soek nie. As God vir jou waardevol is, sal jy hom soek. En jy soek altyd net twee goed. Goed wat jy nodig het, en goed wat vir jou waardevol is. Jy soek nie iets wat geen waarde dra, en wat jy nie nodig het nie. Jy sit in die kerk, want jy besef dit dra waarde, en jy besef jy het dit nodig. Jy soek God, want jy besef hy dra waarde, en jy het hom nodig. As jy God nie soek nie, as jy hom net volg uit tradisie, dan sê ek vir jou, jy het hom nie nodig nie. Jy dink jy het hom nie nodig nie. Ek en jy, ons moet besef hoe waardevol Jesus is. Jy moet dit besef met jou wese. Jy moet besef hoe nodig jy Jesus het. Elke oomblik. Ek en jy moet party oggende moet ons uit ons harte uitroep tot die Here soos 'n arm man en sê, Here, ek is arm van gees en ek het U nodig. Ek en jy moet tot die Here roep soos 'n verlore man en sê, Here, ek is verdwaal, ek weet nie wat se kant toe nie, ek het U nodig. Ons moet tot hom roep, want ons ken nie ons ken net ons pad. Ons moet draai en sê, Here, ons kort U, U is die juweel in my lewe. Jesaja 55 vers 6, profetiese skrif, hy sê dit mooi, God het 'n tydperk van genade, né? 'n tydperk van genade, julle weet dit, né? En op die finale dag van oordeel, gaan die genade ophou. Ja, dit gaan ophou. So God gaan kom en hy gaan meet en hy gaan sê, het jy in Jesus Christus geglo met jou hele hart, siel en verstand, en jy gaan buig in aanbidding en jy gaan sê, verseker. En God gaan kom en hy gaan sê, het jy geglo met jou hele hart, siel en verstand in die Here Jesus Christus, my seun wat ek gestuur het om vir jou te sterf, het jy geglo? Here, ek het so bietjie, ek weet, ja, nee, en God gaan vir jou sê, ek ken jou hart, jy het nie. Genade gaan uithardloop. Maar God het nou, vandag, 'n tydperk van genade vir ons gegee. Jesaja 55 vers 6 praat môre oor, hy sê, soek die Here terwyl hy nog te vind is. Soek God, terwyl jy hom nog kan vind, want môre is net te laat. Hy sê, soek God, terwyl hy nog te vind is. Roep hom aan, terwyl hy naby is. Laat die goddelose, dis nou die sondaar, laat hy sy weg verlaat en die kwaaddoener sy gedagtes los, en laat hom tot die Here bekeer. Dan sal hy hom barmhartig wees, en tot ons God, wat hy vergeef menigvuldig. Het gaan oor die bekeringselement. Om God te soek, hoor wat ek vir jou sê, is om daagliks jou kruis op te neem, is om daagliks jouself af te sterf, en menigvuldige kere jouself net te draai van jou eie pad. Ons praat van 'n bekering, nee, jy draai konstant van jou eie pad. Ek wil dit, maar God wil dat. En bekeer is om jou beeld te verander van jouself. En dit is ongelooflik moeilik. Want ons dink ons is okay omdat ons baie keer in 'n kerk sit. Ons dink is okay omdat ons baie keer 'n Jesus gebedjie sê net voor ons eet. En dan dink ons is gered want ons kan praat met Jesus. Maar die res van die week doen ons wat ons moet doen. Dit, my vriend, is nie bekering nie. Dis nie redding nie.
Bekering is om jou beeld te verander van jouself. Ek en jy, hoor mooi wat ek sê, ek en jy, ek ingesluit. Ons is nie okay nie. Ek kort Christus elke dag van my lewe. Ek kort hom elke oomblik van my lewe. Sonder hom is nie okay nie. Ek verloor baie keer sig. Ek sukkel, ek is kort van lont. Ek raak frustreerd. Ek raak kwaad. En dan val ek weer. Kom ek wys vir jou, as jy dink jy het goeie etiese gedrag, wat is die grootste gebod? Hê die Here jou God lief met hart, siel, krag en verstand, né? Tweede gebod daarmee gelyk, hê jou naaste lief soos jouself. Nie een van ons slaag daarin nie. Jy kan nie vir my sê dat jy elke liewe oomblik God lief het met alles van jou nie. Ons misluk om God selfs lief te hê. En nie net dit nie, die een wat daarmee gelyk staan, ons misluk om ons naaste lief te hê. Weet jy wie is ons naaste? Almal van julle wat hier sit. Die broers in Christus, dis julle. Ek waarborg jou, ek sal nie verbaas as mense het hier ingestap en ander mense het vir daai mense gekyk en dadelik het jy gesê, kyk wat het hy aan. Kyk sy hare, haar hare. Dis 'n mislukking van jou liefde. Ek probeer net vir jou uitwys, ek wil jou nie laat sleg voel nie, maar ek dink dit is goed as ons baie keer sleg voel, want as jy besef jy misluk, gaan jy besef jy kort Jesus. Nie net kort nie, jy het hom nodig. Daar is 'n storie wat Paul Washer gedeel het, wat ek graag met jou wil deel. Baie jare terug was daar 'n prediker. Die prediker het met melaatse mans gewerk. Hy het vir hulle gepreek. En hy sou elke oggend opstaan en 'n boodskap vir hulle bring, en dan sê hy gewoonlik, broers, ek is hier saam met julle as melaatses, om julle te vertel van die waarheid, sodat julle hoop kan kry. Dis gewoonlik wat hy gesê het. En toe een oggend staan die man op, en hy sien daar's 'n seer op sy arm. En hy smeer bietjie salf, en dit gaan so aan, paar weke, en die seer gaan nie weg nie. En hy besef toe, hy het melaats. En daai oggend, toe hy besef, daar's nie 'n genesing nou vir hom nie, staan hy op, hy gaan weer na die melaatse manne toe, en hy sê vir hulle, ek is hier, broers, vandag, saam met my mede-melaatse mense. Want ek is vandag hier, soos een van julle. Ek en jy, is altwee, tussen aanhalingsteken, melaats van sonde. Tot en met die dag van ons Here Jesus Christus. Moenie jouself kill nie, vir een oomblik nie. Jy kort Christus elke oomblik. Elke oomblik. Jy moet besef hoe afhanklik jy van hom is. Daar is niks wat jy kan doen nie, daar is niks wat jy kan gee nie, wat God gaan tevrede stel nie. Jy kan hom net jou elendige, sondige self gee en sê, ek is vrot. Hier's ek, Here. Vat my, maar reinig my. Jy sien, iemand moet sterf vir jou vrotheid. Nee, jy wil nie sterf vir jou vrotheid nie. Wie wil doodgaan vir sy vrotheid? Vir sy sondige aard? Ek wil nie. En Christus sê, ek sal sterf vir daai man. Ek sal sterf vir hom en hy sterf vir jou. Maar nie net sterf hy vir jou nie. Jy kry nie net Jesus se dood nie, nee, jy kry sy heiligheid. Hy vat iets van jou en hy gee vir jou iets van hom. Sonder dat jy dit verdien. Ons moet uitroep na 'n redder, Jesus Christus. En ek sê vir jou, bekering is moeilik. Dit is nie 'n gebedjie nie. O, red net my siel, Here. Einde van die storie, vir jare gaan ek aan. Dis moeilik. Jy moet anders te dink oor jouself. Jy moet soek tot Christus. Jy moet uitroep tot die Here. En jy moet sê, gee my jou geregtigheid en neem my sonde. Jy verdien dit nie, jy kry dit. En ons moet hom soek terwyl hy nog te vinde is. Terwyl daar nog genade is. Terwyl daar nog vergifnis is.
Derde rede, 'n derde manier hoe ons op die Here wag. Ons het gesê om op die Here te wag is om die Here te vertrou. Om op die Here te wag is om die Here te soek. Om op die Here te wag is deur gebed. Bid sonder ophou, sê die skrif. Bid deur danksegging, deur smeking. Bid, maak jou hart aan God bekend. Bid as jy loop, bid as jy ry. Bid in jou kamer, bid by die eettafel. Bid saam met jou kinders, bid saam met jou vrou. Bid as jy begin by die werk. Bid as jy rugby speel. Bid as jy sukkel, bid as dit goed gaan. Bid as jy ly, bid as jy swaar kry, bid as jy lag. Maak die Here deel van jou lewe. Gee hom die voorste sitplek. Om op die Here te wag is soos Jesaja sê, die wat op die Here wag kry nuwe krag. Hulle vaar op met vleuels soos arende, hulle hardloop en word nie moeg nie, hulle wandel en word nie afgemat nie. So nou, dit is wat dit beteken om op die Here te wag. Dawid sê in vers 3, niemand wat so op die Here wag, sal beskaam staan nie. Niemand wat vertrou nie, niemand wat bid nie, en niemand wat hom soek nie, sal beskaam staan nie. Dis wat Dawid sê. Dis wat ons moet doen. Ons moet 'n verwagting hê van God. 'n Verwagting hê. Ek verwag hom in my pyn, ek verwag hom in my lyding, ek verwag hom in my toekoms, ek verwag hom. Hy sê, wanneer dit gebeur, gaan jy nie beskaam staan nie. En ek wil gou 'n storie gebruik, waarmee ek gaan afsluit, en dan net om dit te illustreer. Nou ek wil net vir jou sê, dat hierdie storie is in die Bybel, dis 'n ware verhaal, dis wat gebeur het, en ek wil ook vir jou sê, dat hierdie storie het 'n ouderdomsbeperking, PG-13. Okay? So as daar dalk 'n kind is, wat nie dit wil hoor nie, dit is so 'n bietjie gewelddadig, dan dink ek dit sal 'n goeie tyd wees om dalk te gaan. Is jy alright, Fanny? Nie nagmerries kry nie. Goed, dit is die storie van Elisa. Elisa was 'n profeet, net na die profeet Elisa die profeet. Julle sal onthou, Elisa is bekend vir hulle het iets gebou, en toe kom al mense saam met hom, wat 'n byl saamgevat het, wat hout afgekap het, toe val die kop van die byl in die water, diep water. Toe laat Elisa, deur die krag van God, die byl se kop, die yster op die water dryf. Toe vat hy weer die byl, en toe kan hulle weer aanhou werk. Nou Elisa was 'n man van God. Er was min mense wat genoem word 'n man van God. Elisa was een van hulle, 'n getroue diensknegt. En daar was, Israel het vyande gehad, what's new, hulle het vyande gehad, en dit was die koning Aram, die koning van Aram, en die koning van Aram wil heeltyd vir Israel geambush het, hy wil hulle heeltyd, ek weet nie wat is die Afrikaans sê, onverwags aangeval het, die heeltyd, maar hy kon dit nie reg kry nie, want elke keer, as die koning van Aram met sy weermag Israel wil aanval, dan weet Israel van hulle planne. Dan weet hulle van hulle planne. En naderhand begin die koning van Aram vra, hy sê, hoe is dit dat Israel heeltyd weet van ons planne? Iemand sing soos 'n kanarie, sê hy. Iemand verklik ons. En die man sê toe vir die koning, dit is nie een van ons nie, koning, dit is Elisa. Elisa sal jouself sê, wat jy in jou binnekamer praat. En die koning sê, dit kan nie werk nie. Hy sê, gaan vang vir Elisa. En die koning stuur toe 'n klompie soldate, nie sy hele weermag nie, hy stuur toe 'n klompie soldate, om vir Elisa te gaan vang. En die soldate kom toe aan, Elisa hoor die perdekarre, en die perde, en die manne, en hy hoor toe hier's 'n groot menigte mense, oorlog, weermag voor hom, en hy maak die deur oop, en daar staan hulle, en met die kom Elisa se diensknegt uitgehardloop. Elisa is nie bang nie, natuurlik, maar die diensknegt bewe. Hy sê, wat gaan ons maak? Elisa sê, moenie bang wees nie. En Elisa bid toe tot die Here. Hy sê vir die Here, maak my diensknegt se oë oop. Die diensknegt se oë gaan oop, geestelike oë gaan oop. En die diensknegt kyk oral so om hom. Hy sien, daar staan die soldate van die koning van Aram, maar oral teen die berge staan daar strydwaans en perdekarre van vuur. Die Here stuur 'n weermag. En die diensknegt kon dit sien. En die diensknegt is toe nie meer bang nie. En Elisa bid toe weer. Hy sê, Here, verblind hierdie soldate van hierdie koning van Aram, verblind hulle oë. En dit gebeur.
Hulle word nie fisies blind nie, maar geestelik. En Elisa stap na hulle toe en hy sê, vir wie is dit wie julle soek? Hulle sê, ons soek vir Elisa. Klink bekend, nee, in die tuin van Getsemane. En Elisa sê vir hulle, kom, ek wys jou waar hy is. En daar volg hierdie groot oorloglinie, volg toe vir Elisa, en Elisa vat hulle na Samaria toe, daar waar die koning was, met sy weermagtroepe. Ek bedoel, dis mos die beste plek om iemand heen te vat, jy vat hom na waar jou hele weermag is. En Elisa vat toe hierdie koning van Aram se manne na Samaria toe, en hulle toe daar aankom, toe is die koning daar, en Elisa sê, hier is die soldate van Aram, en die koning van Israel sê, kan ek hulle doodmaak? Kan ek hulle doodmaak? Hy is half opgewonde, hy sê dit sommer 2 keer, kan ek hulle doodmaak? Jy weet, soos Engels, soos die movie sê, can I kill him? Can I kill him? Kan ek hom nou doodmaak asseblief? Hulle is ons vyande. En Elisa sê, nee. Hy sê, gee vir hulle kos en iets om te drink. En hy gee vir hulle kos, die koning gee vir hulle kos en hy gee vir hulle iets om te drink. En hulle is toe daar weg. En hulle gaan toe terug na hulle koning toe. En die koning raak toe kwaad oor wat gebeur het natuurlik. En die koning kom toe, die koning van Aram, en hy bring toe sy hele weermag. Daai was net 'n handjie vol, hoor. Hy bring toe sy hele weermag. En hulle kom toe na Jerusalem toe die koning nou teruggetrek het, en Samaria, hulle kom toe na Samaria toe, en hulle omsingel Samaria. Nou dit is tipies hoe die stryd was in daai tyd. Jy het nie daai tyd waterpype gehad nie, jy het nie daai tyd die courier guy gehad nie, daar was niks sulke goeders nie. Jy het water gaan haal, jy het hom gaan loop haal. Nou kom die hele weermag linie van die koning Aram en hulle omsingel Samaria. Niemand kan in nie, niemand kan uit nie. En die koning sê, ons gaan hulle doodhonger, dooddors. En hulle wag vir weke aan een. Dit is hoe 'n veldtog gelyk het. Niemand kon uit of in nie. Hulle sê dit was so erg, hulle het so honger geword, dat jy 'n donkie se kop kon koop vir 1 kilogram silwer. 'n Donkie se kop. Hulle sê dit was self so erg, dat jy 'n skeppie duiwemis vir 57 gram silwer moes koop. Nou, net so dat jy dink, duiwemis is nie die afskeid ding van 'n duif nie. Dit kan wees, maar die ouens sê dis meer waarskynlik net 'n naam vir 'n klein boontjie. Ons het ook so ietsie, né? Julle ken daai peanuts met die sjokolade bokdrolletjies? Ja, ek mag dit sê in die kerk, né? Duiwemis. Goed was duur, dis die punt van die saak. Dit was duur, dit was baie duur. En toe eendag toe loop hierdie koning van Israel op die muur, en dit gaan swaar en hulle is honger, en 'n vrou, en hier kom die PG-13, nou moet jy boetie of sussie se ore toe druk, en hy loop op die muur, en 'n vrou kom toe na die koning toe, en sê, koning, help my, en die koning sê, hoe moet ek jou help, ek het selfs niks nie. Sy sê, nee koning. Sy sê, my buurvrou het na my toe gekom. En sy het vir my gesê, as ons vandag my baba kan eet, dan kan ons môre haar baba eet. En hulle het toe vandag, sê sy vir die koning, haar baba gekook en hom geëet. Maar toe sy haar nou gister geëet, maar toe sy nou vandag haar buurvrou gaan vra, toe sê haar buurvrou, haar kind is weg. So steek sy hom weg. Kannibalisme, is hoe erg dit was. Maar nie net kannibalisme nie. Ek wil vir jou uitwys. Die feit dat die vrou ontsteld was oor haar volgende ete, en nie getreur het oor haar kind nie, moet jou wys waar haar hart was. Haar hart was in 'n verkeerde plek. God het nie dit toegelaat, die pyn en lyding nou nie. God het hulle gewaarsku. In Deuteronomium 28 kan jy gaan lees, 52 af. God het vir hulle gesê, as julle nie vir my luister nie, gaan julle vyande oor julle heers. Hy sê, julle gaan julle seuns en dogters eet. Julle gaan selfs die vrug van uit julle liggame eet. God het hulle gewaarsku. En vir hulle gesê, as julle nie op my wag nie. As julle nie op my wag nie, gaan daar slegte goed gebeur, wat ek nie vir jou toewens nie. Die vrou was nie ontstel oor haar verlies van haar kind nie.
Sy was ontsteld oor haar volgende ete. En die koning reageer toe. Hoor toe die reaksie van die koning. En dit gaan vir jou wys waar sy geloof gelê het. Want hy is in die middel van 'n krisis. Die koning sê toe, kyk hierdie onheil, dit is van die Here. Waarom sal ek dan nog op die Here wag? Dis wat die koning sê. So hier's 'n koning, in die midde van sy moeilike omstandighede. In plaas van om te wag en om te roep na die Here, blameer hy die Here. En hy sê, dit is God wat veroorsaak dat moeders hulle kinders eet. Die krisis wys jou waar jou geloof is. Blameer jy God, al werk goeders nie uit soos wat jy wil hê dit moet uitwerk nie? Of wag jy op God? Vertrou jy op God? Die koning het God blameer. Hy het geweier om die Here te vertrou vir 'n uitkoms. Hy het gesê God is die oorsaak van sy teëspoed. In plaas daarvan laat hy tot die Here roep en sê, Here, kyk wat gebeur, red ons, sê hy, Here, wat doen nie? Sien jy hoe moeilike omstandighede 'n bewys was van waar die koning se hart was? Sien jy hoe moeilike omstandighede 'n bewys is van waar jou hart is? Die koning het sy basiese begrip, sy godsbegrip verloor. Dit is in die nood, die mens se nood, wanneer die kwaliteit van jou geloof eintlik na vore kom. So vra vir my, hoekom gebeur moeilike goed? En ek sal vir jou sê, om vir jou te wys waar jou hart nog die hele tyd gelê het. Ek weet die wêreld is stikkend en ek weet hy's gebroken en ek weet mense steel en vat en mishandel en belaster en beskinder en ek weet mense steek jou in die rug en ek weet dit gaan sleg en ek weet dit gaan swaar. Ek sê maar ons omstandighede is nie 'n rede vir ons om te sondig nie. Ons omstandighede is 'n rede vir ons om uit te roep tot die Here. En sê, red my God. Die koning blameer God want hy het geglo God is die probleem. God is nie jou probleem nie, hy is jou oplossing. God is die oplossing vir ons probleem, hy is nie die bron daarvan nie. Die storie gaan nog so bietjie aan, van hierdie koning. Toe die koning toe God blameer, beveel hy sy adjudant, dit is sy tweede in bevel van sy weermag. Die koning, hy nou sê, ja, God is jou fout. Toe weet jy wie wil hy skade aandoen? Die man van God. Want hy is 'n verteenwoordiger van God, Elisa. Hy sê toe vir sy adjudant, gaan maak hom dood. Gaan kry daai Elisa en gaan maak hom dood. En die Here waarsku toe vir Elisa, en Elisa sê, goed, as adjudant hier instap, vat hom, vang hom vas, daar was mense in sy huis, hou hom vas, hy wil praat. Die adjudant kom toe aan, gestap, en hy kom by die deur in, en van Elisa se manne vang hom vas. En net na hom kom natuurlik die koning in. En die koning en die adjudant staan voor Elisa. En Elisa sê vir hulle, hy sê, môre hierdie tyd sal jy 5 kg meel, 5 kg meer vir 11 gram silwer kan koop. Nou onthou, 'n donkie se kop was 'n kilogram. 11 gram silwer? En die adjudant sê toe vir Elisa, dit is onmoontlik. Ongeloof. En Elisa sê vir hom, toe maar, jy sal dit met jou eie oë sien, maar jy sal nie daarvan eet nie. En toe wat gebeur het die volgende dag, daai weermag van Aram wat om hulle gekamp het, God het hulle maak hoor klomp strydwaans en perde en hulle het gedink dis 'n groot weermag wat op hulle neersak. Toe hardloop die hele weermag weg en hulle los alles net so. En melaatse manne wandel toe, want hulle mag mos nie eintlik in die dorp gewees het nie, niemand wou hulle eers aanraak nie, wandel toe in hierdie kamp in en sien daar gaan niks aan nie.
En hulle sien, dis meel, dis kos, dis water, dis wyn. Dis soos gratis ingang by Makro. Verniet. En hulle gaan vertel die koning en die adjudant en die hele dorp. En wat dink jy gebeur met mense wat so honger is as hulle hoor, ek weet wat gebeur met mense wat nie honger is en hulle hoor free food, maar wat gebeur met mense as hulle honger is en hulle hoor free food? Hulle hardloop. En die adjudant staan in die stadspoort en die mense hardloop oor hom en hulle hardloop hom dood. En hy het niks van die seun gekry nie, op grond van ongeloof. Wat gaan jy kry van die seun Jesus Christus as jy ongeloof het in die midde van jou krisis? Een krisis wys jou waar jou geloof werklik lê. Gebruik dit dan om uit te roep tot die Here en om te wag op die Here, of soos ons sê, om die Here te verwag. Jy sien, hier is 2 groepe mense in Psalm 25 vers 3. Die een blameer God en die ander een soek God. Hy sê, niemand wat God soek, sal beskaam staan nie. Maar die een wat God blameer, hy gaan beskaam staan. Nou hierdie beskaamd, wil ek net vir jou sê, hierdie beskaamd is nie noodwendig dat jy nou dadelik genesing gaan kry nie. Wil jy moet dit weet. Partykeer genees die Here, prys sy naam. Partykeer het jy finansiële deurbraak, prys sy naam. Partykeer word 'n verhouding herstel, prys sy naam. Maar hierdie beskaamd is soveel meer. Weet jy wat is die beskaamd? Die beskaamd is wanneer die Here Jesus terugkom en jy kon volhard tot die einde toe en jy kon op die Here wag. En wanneer hy kom en hy kom in sy glorie en hy kom op sy perd en jy buig neer en jy sê met absolute vrymoedigheid, my Here en my God. Maar jou buurman, hy ken nie Jesus nie, hy het nie geloof nie. Hy gaan neerbuig en hy gaan beskaamd staan met sy hande in sy hare en hy gaan sê, wat het ek gedoen? Dis waarna hy die beskaamd wys. As jy die Here verwag in jou lewe, ons sê dis soek, ons sê dis bid. As jy hom verwag in jou lewe, jy het 'n verwagting dat die Here Jesus 'n gas is in jou huis en in jou hart, sal jy nie beskaamd staan op die groot dag nie. So is 2 goed wat ek vir jou wil sê en dan se klaar. Jy is dalk in die midde van 'n krisis. Jy kry dalk nou swaar. Jy is dalk nou onseker oor môre. Jy ly dalk nou aan depressie. Jy is dalk nou eensaam. Jy het dalk nou 'n siekte. Jy het dalk nou armoede wat jou bedreig. Ek wil vir jou sê, dit is alles 'n geleentheid waar jy die Here op kan verwag en vertrou en kan soek en kan bid. As dit jy is, wil ek vir jou sê, moenie vergeet wie God is nie. Soek hom. Maar dan die ander ou, jy wat dalk of dalk nie in 'n krisis is nie, maar jy lewe 'n lewe van sonde. Ek wil vir jou sê, jy gaan beskaamd staan. Jy moet bekeer. Jy moet bely, jy moet berou en jy moet draai van dit waarmee jy besig is. Jy moet tot die Here uitroep asof jy 'n verlore man is en sê, red my Here, want hier is ek. En jy moet hom soek met jou hele wese. Want die wat sonder rede ontrou is, hulle sal beskaamd staan. En dis hoekom Psalm 37 so mooi inskakel. 'n Vredelewend of 'n Godvreesende mens het 'n toekoms. Maar die toekoms van die goddeloses word kort geknip. Verwag die Here.
Lewe met 'n verwagting vir hom in jou hart vir 2025. Kom ons bid. Ons Here Vader, ons is verlore. Ons kort Jesus Christus, ons kort U elke oomblik van ons lewe. Ons kort U wanneer ons opstaan, wanneer ons gaan slaap, ons kort U vir ons kinders, ons kort U vir ons huwelik, ons kort U Here by die werk, ons kort U in ons siekte, ons kort U in ons lyding, ons kort U in ons armoede, ons kort U ook in ons vreugde, ons kort U ook wanneer dit finansiëel goed gaan, want ons kan afvallig raak. Ek dink ons moet besef, Here, hoe belangrik Jesus in ons lewe is. Want Jesus, as hy belangrik is, gaan ons hy soek. En my gebed is vir die harte om hy te begin soek. Om te begin streef. Om te begin smag na hy. Ek bid vir die harte wat hard is. Vir die oë wat blind is. Versag hulle en laat hulle sien. Maak hulle oë oop vir die waarheid. Laat hulle draai van die pad. Laat hulle self wend tot u. En soek en bid en uitroep. En Vader, hierdie woord is u woord. En die wie ore het, laat hulle luister. In Jesus naam. Amen.